Goeiedag geliefde van my en die hele beleefspan. Dis 'n groot vreugde om vandag weer saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. Nou, ons gesels hierdie hele week oor hierdie gedagte, waarom gaan ek kerk toe? Waarom gaan jy kerk toe? En vandag kyk ons na iets wat vir my baie na in die hart is, by baie persoonlik baie kosbaar is. En dit gaan oor die volgende: generasies wat saam aanbid, oud en jonk wat saam aanbid. Daar's vir my iets besonders daaraan om jong mense te sien dans en te aanbid en met hulle energie te kom na 'n diens toe, terwyl meer senior gelowiges hulle hande oplig en in eerbied en dankbaarheid hulle lewens wy aan die Here. Dis nie net vir my mooi nie, dis absoluut Bybels. As jy in Psalm 145 vers 4 sien, sê Dawid die volgende. Hy sê, die een geslag prys u dade aan die volgende. Geliefde, dis 'n beeld van generasie aanbidding. Jong en oud, wat saam mekaar herinner aan wie God is. 'n Gesonde kerk maak plek vir verskillende ouderdomme, verskillende style en verskillende uitdrukkings. Dit gaan nie net oor, ek soek hierdie styl en as ek dit so kry en is ek nie tevrede nie. Nee, daai maak ons verbruikers. Daai is waar ons gepraat het gister en eergister. Generasies wat gesond aanbid, sê, want God se teenwoordigheid is nie beperk tot 'n bepaalde musiekstyl of ouderdom nie. Nee, sulke generasies, sulke tipe kerke besef dat God woon waar daar eenheid in aanbidding is. En dit gaan eintlik oor, hoe skep ons ruimte vir mekaar? Ek dink dikwels daarin dat God se hart nie net klop vir die kinders wat opgroei nie, maar ook vir die volwassenes wat volhard en die seniors wat bly getuig van sy trou. Nou, wanneer hierdie generasies saam in een stem aanbid, gebeur iets hemels. Dis vir my so mooi. God se koninkryk word sigbaar op aarde. Dis hoe dit moet lyk. 'n Sondagdiens moet verskillende uitdrukkings kan hê, want daar's verskillende style en daar's sekere maniere hoe daar so nou en dan aanklank gevind word van die een na die ander. Dalk is jy iemand wat soms voel, ek hou nie van hoe hierdie nuwe liedjies klink nie, en ek hou nie van die tempo of die spoed nie, en dan dalk is jy iemand, ek verstaan nie die ou gesange nie, dis vir my so oudmodies en te tradisioneel, maar kan ek jou net vir 'n oomblik aanmoedig. God se fokus is nie op die lied nie, dis op die liefde agter die lied. Wanneer jy sing om God te eer, Jesus te eer, maak die styl nie soveel saak nie. Hy hoor die geloof in jou hart. En dis hoekom ons as gemeente, as kerk, veral by Beleef, ons wil graag ruimte maak vir almal. Jong mense wat vol vuur is en ouer gelowiges wat vol wysheid is. En saam bring ons 'n balans, saam bring ons 'n volheid van aanbidding. So as ek jou kan uitdaag, hoe sien jy jou rol in generasie aanbidding? En wat kan jy vandag doen om iemand jonger of ouer as jy aan te moedig om saam met jou God te loof en te prys en te eer? Geliefde, wanneer ons leer om saam te aanbid oor geslagte heen, wys ons vir die wêreld iets van die karakter van Jesus Christus. God is 'n God van verbintenis. God is 'n God van geslagte en van trou en van eerbied. En dis in daardie saamwees, daai generasie saamwees, oud na middeljariges na jonk, waar ons saam almal meer van Jesus beleef. En ek hoop regtig jy sal jouself oopmaak om te begryp dat wanneer ek in die kerk instap en ek sien jong mense wat op en af spring en te kere gaan, dat jy nie sal sê, hierdie jong mense, kyk wat trek hulle aan, kyk hoe lyk hulle, en as jy, dalk is daar kindertjies wat rondhardloop, en hulle is jonk, en hulle irriteer jou, maar dan moet jy ook dink, daar is 'n mamma en 'n pappa wat kies om kerk toe te kom in daai seisoen van hulle lewens, en wanneer ons so saam kerk, dis net vir my mooi. So, maar môre gaan ons kyk na 'n ander baie belangrike vraag, en dit is, wat gebeur wanneer ek en jy kerk misloop, wanneer ons nie opdaag nie, en ek glo regtig, dit gaan vir jou 'n bietjie perspektief gee, wat jou vir altyd gaan verander. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vir genade, wat ons moet hê vir mekaar. Here, wanneer ons oud en jonk by mekaar kom in een diens, soos die psalmskrywer vir ons sê in Psalm 145, dat ons u trou verkondig van generasie tot generasie. Here, dit gebeur, wanneer oud en jonk, almal saam leer om in eenheid saam te aanbid. Here, mag nie net by Beleef nie, maar mag by alle kerk en alle mense wat vandag hierdie oordenking luister, mag dit vir ons iets word van erns, dat ons leer om op te daag met 'n begeerte om God te soek in eenheid,
En nie noodwendig God te kom soek in my styl of my tradisie of my voorkeure nie, maar dat ons opdaag met 'n begeerte om saam, as generasie saam, te beleef en so uitdrukking te gee aan God se eer. Ek bid dit, Here, in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek kan nie wag om julle môre te sien nie. Gaan in vrede. Totsiens.